Welkom. Nou, as julle na my gesig hier op YouTube sien, mag julle dalk nou vra wat op aarde doen jy? En hoekom? En verskoon my vreeslike professionele mic holding tegniek. As ek hom vasknyp in my t-shirt, dan klink julle so ver en hol. En as moet ek sê met julle praat heeltyd, so nou hou ek hom maar vas asof ek 'n vreeslike experienced person is. Anyway. Die beste manier wat ek hierdie kanaal kan beskryf is, dit is die uitvloeisel van my, for the lack of better word, journey, vanaf gebrokenheid, die hele pad van herstel, en nou die honger wat hierdie hele journey in my gelos het. 2 jaar terug het ek soos die verlore seun teruggekom huis toe na my vader toe. Dit is heeltemal 'n storie van ons storie en sy glorie. So 3 jaar terug het my en my man se paadjies geskei en ons het apart gewoon vir 'n jaar. En in daardie jaar het hy homself gaan soek in God. Hy het by 'n gemeente ingeskakel waar daar was hulp, daar was mannegroepe, daar was ander mans wat verstaan wat sy skuld en sy skaam en sy seer is. Ander mans wat hom nie geoordeel het nie en 'n pad saam met hom begin stap het. 'n pad van genesing, 'n pad van ontdekking, 'n pad van God vind. En ek prys die Here tot vandag toe daarvoor. Ek, aan die ander kant, ek het gevoel ek het net survive. Ek moes nog steeds die huishouding regop hou. Ek moes my kinders se emosionele integriteit en hulle emosionele welstand beskerm. Ek moes hulle skadu en shield teen die storm wat binne in my aangegaan het. Ek moes nog steeds die bills betaal. Ek moes nog steeds studeer, ek moes nog steeds werk. Ek het myself ingegooi in 'n proses van werk, studies, huishouding, terwyl ek met my eie verwerping, my eie seer moes deel. En ek het baie kere gevoel, daar is soveel prosesse wat mans help. En ek weet die hele beleid, die Bybelse beleid, is as die man reg trek, dan trek die hele huishouding reg. Maar wat gebeur in 'n situasie waar die man uit die huis uit is? Hy is uit die huis uit, ons is op pad om te skei. Hoe trek 'n vrou haarself reg? Hoe doen ek dit biblically? Waar gaan die vrou wat gebreek is? Waar gaan die vrou wat weer haar identiteit wil soek? Genadiglik het die Here gekom en hy het my uit die put waarin ek was kom haal en hy het 2 mense op my pad gestuur wat my kon help deel met my trauma, met my verwerping en nie net wat veroorsaak was deur my huwelik wat mekaar gestort het nie, maar ook historiese trauma. En in die proses wat ons altyd God gesoek het ons mekaar ontmoet. En ons het daar voor sy voete mekaar weer gevind en ons huwelik herstel. En toe ons opmaak, het hy hierdie amazing getuienis van wat die Here vir hom gedoen het en hoe die Here sy mindset kon verander het en hoe die Here sy huwelik gechange het. En ek het steeds gevoel, waar pas ek in hierdie testimony in? Ek het ook by dieselfde gemeente ingeskakel, ek het gegryp na al wat 'n vroue kursus is wat hulle aangebied het, maar nog steeds het daar was 'n kolletjie wat ek nie kon vul nie. Ek het vrae gehad soos, wat is my rol in hierdie nuut gevormde huwelik, hierdie new godly marriage? Hoe pas 'n vrou wat haar lewe lank gewoond is daaraan om leiding te neem, om besluite te maak, om op haar eie voete te staan, daai smart independent woman. Hoe pas so 'n vrou nou skielik onder 'n man wat 'n baby Christian is? Hoe bring ek daai twee bymekaar? Hoe lyk Bybelse onderdanigheid? Hoe lyk gelykwaardigheid maar nog steeds submission? Hoe lyk al hierdie dinge prakties? Dit is mooi om daarvan te lees, dit is mooi om kursusse daarvan te kyk. Hoe lyk dit? Met my history, met my woordesisteem, met my geskiedenis, alles wat met my gebeur het en hoe ek groot geword het, hoe pas ek dit nou skielik in? En ek kon nie antwoorde kry nie. Of kom ons sê ek was nie tevrede met die antwoorde wat ek gekry het nie.
dit vir my bly oppervlakkig voel, dit vir my bly voel, but there's something more. Okay, great, wat's agter dit? Hoe kom ek daar? Ek het gesoek na mentorskap, ek het gesoek na ander mense wat deur dieselfde ding is, maar van nie genoeg, bly almal vreeslik stil oor die tipe issues. En kon ek nie iemand kry wat my bietjie bird's eye view kon gee vir my situasie nie. En ek vra toe vir die Here, ek soos Here, what the hell? Wat gaan aan? Ek is so gefrustreerd, ek weet nie waar ek soek, kom ek nie reg nie, help my. En ek sit toe die een aand en kyk The Chosen. En dis daai deel waar Jesus by die Samaritaanse vrou by die put kom. So sy het put toe gegaan, met al haar skande, met haar hele bagasie, met haar verlede, en met haar dors. En daar gaan Jesus uit sy pad uit, om 'n ontmoeting met haar te hê. Sy was nie in die tempel nie, sy was nie by een of ander vroue kursus vir losbandige vrouens nie, sy was nie in 'n self-help kursus nie, sy was nie besig met bediening of worshipping nie, sy was bid, maar so ook was Jesus. En toe tref het my, ek is unsatisfied, want ek soek oral vir water, maar ek skiep die bron. Ek soek programme, ek soek een of ander struktuur, ek soek mentors, maar ek het toegang tot sy hele woord. So kom toe agter wat ek regtig soek is, ek is op soek na God se karakter, ek wil weet wie hy is, want vanuit dit vloei my identiteit, my waarde, my rol as 'n vrou, my roeping, hoe om vorentoe te gaan in my huwelik, hoe om 'n ma te wees, en ek besef toe dit lê nie in 'n titel nie, dit lê nie in 'n bedieningsposisie nie, dit lê nie in wat anders sê nie, dit lê in wie hy is. So die Heilige Gees kom stoot in my en sê vir my, jy is nie ontevrede nie, jy is honger en jy is dors. En nou probeer jy daai honger stil maak met snacks. Maar ek nooi jou na 'n tafel vol van kos. Ek wil saam met jou fees vier. En so toe begin my soektog. Deur sy woord. Ek begin delf, wie is God regtig? Wat sê die Bybel oor sy karakter? Wat is sy liefde? Wat beteken sy liefde? Hoe ervaar mens dit? Wat beteken onderdanigheid? En hoe lyk dit in konteks in vandag se lewe? Wat beteken gelykwaardigheid in Christus? En stadig maar seker, het daardie hongerkolletjie begin opvul. Nou ek sê glad nie, ek is versadig nie, en ek sê glad nie, ek het genoeg geëet nie, en ek weet nog eintlik niks. En ek dink nie, ek gaan ooit regtig alles weet wat daar is om te weet nie, jy gaan altyd leer, jy gaan altyd 'n student wees. Maar my visie met At The Well is om 'n spasie te create vir vrouens wat op soek is waarna ek op soek was en dit nie kon kry nie. Hulle is dalk soekend en gefrustreerd en hulle soek antwoorde op vrae wat die samelewing nie meer wil deel nie. Maar by die put van God se lewende water word ons nie veroordeel nie. Ons is nie minderwaardig nie, ons is nie too much nie. En ons het waarde, ons is geliefd. Ons is aanvaar, ons mag rus. Ons mag vra. En hier wil ek saam met julle dieper delf in die skrif, God se karakter explore, Bybelse vrou wees verstaan, wat is ons rol in die kerk, in die huwelik, in die samelewing, en ek wil 'n identiteit bou, wat so gegrond is in Christus, dat hy nie sal skud wanneer die storms kom nie. Ek het op my pad soveel ander vrouens teëgekom wat ook soekend is, wat ook vrae gehad het, maar hulle praat nie te hard daaroor nie, want mens mag nie hierdie dinge vra nie. Vrouens sê ek is lief vir God, maar ek wil meer verstaan. So kom hier. As jy is in 'n seisoen van herstel, of identiteit soek, of huwelik bou, of net eenvoudig geestelik dors is, kom sit saam met my by die put. Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek weet waar die bron is. En saam gaan ons versadig word aan hom. So welkom. Kry 'n koffie en kom sit. At the well.
En tot die volgende video. Soos altyd.